Goeienaand almal. Goed om julle weer te sien en dankie dat julle weer gekom het. Vanaand gaan ons 'n baie interessante onderwerp ondersoek. En dit is die tweede deel van gisteraand. Gisteraand het ons spesifiek gefokus op die Christendom en hoe die anti-kris ingaan in die Christelike kerke en verander hulle leerstellings sodat dit die anti-kris sisteem kan pas. Dit word, soos julle gesien het, sonder die kennis van die lidmate gedoen. Vanaand gaan ons dan bietjie ander kant toe draai en ons kyk in die ander godsdienste in, die ander gelowe. En ons kyk na Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Judaïsme en hoe alle paaie na Rome lei. So dit gaan interessant wees, dit is 'n lang lesing en ek gaan vinnig moet beweeg om dit in die volgende 4 ure in te druk. So bly by my asseblief vanaand sodat ons daardeur kan werk. Onthou julle die waarheid is onafhanklik van wat jy en ek dink. Dit is onafhanklik van ons opinies. Volgens sy eindse definisie is waarheid onverdraagsaam teenoor dwaling, maar elke aspek smeek die gewete om erkenning. Maar jy of ek, die individu, hou die sleutel na aanvaarding of verwerping. Aan die einde van die lesings, aan die einde van elke aand en aan die einde van elke DVD, kan jy dit afsit en verwerp, of jy kan jou eie navorsing gaan doen en seker maak dat jy hulle hier ontvang het en gesien het, miskien die waarheid is. Ek vra vanaand dat julle my asseblief 'n geleentheid sal gee om 'n bietjie agtergrond te gee oor die geheime organisasies, om sodoende hierdie lesing van vanaand in konteks te plaas. Ek het om in die gelowe in te gaan, baie van ons weet nie wat in Boeddhisme aangaan nie, baie van ons weet nie wat in Islam aangaan nie, so om daai lesing in konteks te plaas, moet ek dan eers bietjie in die geheime organisasies gaan navorsing doen, en dan daai inligting terugsit in die gelowe in. So kom ons begin by hierdie prentjie wat hier uitgebeeld word, is hoe die gelowe deurgekom het na wat ons vandag hieronder weet as die New Age movement. In die begin het dit daar gekom van die antieke gelowe, dit is nou van Babylon en Egipte wat ons in die Bybel van lees, daar die farao's en Osiris, die sonaanbidding en wat hulle geglo het van lewe na die dood ensovoorts. Dit het gekom deur die Kabbalah of kabbalistiese geloof, deur na die gnostiese geloof, deur die Knights Templars sovoorts tot deur vrymetselary en vandag dan in wat hierdie New Age movement is. Ek het iemand wat nou die dag met my gepraat het oor die New Age, hulle verstaan nie wat so gevaarlik is van die New Age nie. En ek wil net sê, as daar enige iemand hier is wat of te doen het of te doen wil hê met die New Age, ek gaan 'n bietjie van my persoonlike getuienis gee, Saterdag aand, as julle die program het, kyk Saterdag aand, die laaste lesing, gaan ek 'n stukkie van my persoonlike getuienis gee, en hoekom ek vandag glo. Ek het die Bybel gehad, ek het Jesus gehad, ek het gedink die Bybel is 'n klomp stories wat mense geskryf het, sodat Jesus gemaak het, hulle maak hom lyk asof hy God is. So ek het hom probeer verkeerd bewys en die Bybel probeer verkeerd bewys. So ek gaan daai agtergrond dan Saterdag aangee, as julle enigstens belangstel. Dis in die laaste lesing vir die DVD's, julle kan daarna kyk. Baie interessant as ons teruggaan hiernatoe om te sien dat volgens Gary H. Carr vrymetselary te doen het met die internasionale banke en ook die wêreldraad van kerke. Onthou julle gisterand het ons gesien dat baie van die groot evangeliste in die wêreld is 33 graadse vrymetselaars. Vanaand gaan ons uitvind wat glo 'n 33 graadse vrymetselaar. Ek gaan dit nie vir julle sê nie, ons gaan vir hulle vra om uit hulle eie boeke vir ons te sê wat hulle glo. Hierdie is die man wat basies in beheer was van vrymetselary. Sy naam is Albert Pike. Wie is hy? Albert Pike.
Nou hy het in die 1800s gelewe en hy het die hele Scottish Rite, daai vrymesselary stelsel het hy weer oorgeskryf. En hy het die Bybel van vrymesselary geskryf. Hier linksbo sien jy Morals and Dogma. Dit is die Bybel van vrymesselary. Ek het hierdie persoonlik in my teenwoordigheid. Ek het 'n kopie van dit, iemand toe ek in Australië was. Ek was nou in Australië gewees en iemand het na my toe gekom en hy het gesê ek is 40 jaar 'n vrymesselaar en ek het nie 'n woord geweet wat ek vanaand geleer het. So hierdie boek kry jy net as jy baie hoog op. Dis die mense wat so halfpad op is of 2/3 op is, kry nie hierdie boek nie. So jy weet nie wat eintlik aangaan nie. So ons moet in die Bybel van vrymesselary gaan oplees wat gaan daaraan. Manly Palmer Hall, 33 graadse vrymesselaar sê, the true Mason is not creed bound. Christ, Buddha or Muhammad, the name means little. He only recognizes the light and not the bearer. He worships at every shrine. He bows before every altar, whether in his temple, mosque or cathedral. So vir 'n ware vrymesselaar maak dit geen verskil of jy 'n Boeddhis is of 'n Hindu of 'n Christen of 'n Jood of maak geen verskil nie, want hy kyk nie na die lig wat binne in daai geloof is en nie na Christus of Boeddha self of Shiva nie. Net interessant om te sien wat sê hulle. So vir hulle is daar op die oog af geen verskil tussen die gelowe nie. Word vrymesselaar nuwelinge of ingewydes mislei? Baie mense sê, ek is 'n vrymesselaar, ek is nie mislei nie. Kom ons gaan vra. Morals and Dogma, ek lees uit hulle eie boek, my boek nou, dit is 'n foto wat ek geneem het, ek lees wat onderstreep is. The blue degrees are but the outer court of the portico of the temple. Dis die eerste 3 grade. Part of the symbols are displayed there to the initiate. Die persoon wat nou net deurkom. Luister mooi. But he is intentionally misled by false interpretations. Jy word mislei. Intentionally? Moedwillig mislei deur false leerstellings of interpretations. It is not intended that he shall understand them, but it is intended that he shall imagine that he understands them. Hoe siek is dit? The true explication is reserved, dit is teruggehou for the adepts, the princes of masonry. The whole body of the royal and sacerdotal art was hidden so carefully centuries since in the high degrees. So dis net bo in die hoogste grade wat jy die waarheid sal uitvind. So as jy nou deel is van vrymesselary en jy hoor dat jy mislei word, gaan jy outomaties sê ek is nie mislei nie, maar hier sê die Bybel van vrymesselary dat hulle moetswillig hulle eie mense mislei want hulle wil nie hulle moet die waarheid verstaan nie. Nou luister mooi wat sê hy verder. Masonry, like all the religions, so hulle sê, Morals and Dogma, hoor, hierdie is die Bybel self. So vrymesselary is 'n geloof, dit is 'n godsdiens. Masonry, like all religions, all mysteries, Hermeticism and alchemy, conceals its secrets. Hy hou sy geheime, steek dit weg from all except the adepts and sages or the elect. And it uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who only deserve to be misled. So hulle sal jou verlei, hulle sal jou verkeerde dinge leer, want hulle weet, jy's nie waar, jy het nie genoeg waarde om die waarheid te hoor nie. Truth is not for those who are unworthy, daar het jy dit, or unable to receive it, or who would pervert it. Mooi, nee? So daar het jy dit uit hulle eie monde uit, kom ons lees bietjie verder. Thus, symbols came to have 2 meanings. Elke symbool het 2 interpretasies. The esoteric and the exoteric. Dit wat binne is, die kern binne groepie van weet, en dan dit wat hulle vir die mense sê. So daar's 2. Daar's een wat die waarheid is, en dan die leuen wat hulle vir die mense sê. The esoteric meaning was the true or original meaning, die oorspronklike ware
betekenis, understood only by a few and closely guarded by them. Dis baie beskermd daar in daai klein groepie. Luister mooi. The exoteric meaning, die betekenis, was the invented or modified explanation intended for the many. So as jy nou op die History Channel of National Geographic gaan kyk op die DStv en jy sit hom op, na sien jy, hier's 'n program oor vrymeselary. Julle moet weet dat wat hulle daar sê is bedoel vir die buitemense en dat hulle eie boeke sê daar's 2 betekenisse van elke simbool en hulle gaan vir die buitemense een gee, maar binne is daar heeltemal 'n ander betekenis. So kom ons vra, wie is die God van vrymeselary? Yes, Lucifer is God, but unfortunately Adonai, dis die God van die Bybel, is also God. Maar kyk hoe skryf hulle daai God met 'n klein letter G. So Lucifer is God met die groot G, Adonai van die Bybel is God met die klein G. Thus, the true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer, the equal of Adonai. Maar Lucifer, the God of light and the God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. So hulle vat die hele Bybel en hulle draai hom om. Nou is ons God die God van darkness and evil. En hulle God is die God van lig en goed. Sien jy, dit is tipies die Satan. Hy vat 'n ding en hy draai hom om. Jy het al gesien, die onderste bo kruis en die gebooie is gesny en die laaste 2 is omgedoop, so voorts. Dit is die handteken van die Satan. Luister mooi wat sê Albert Pike, hierdie groot meneer van wat jy nie sy boeke sal lees nie. As jy nie 'n 33 graadse vrymeselaar is nie. That which we must say to a crowd, dit wat ons vir die mense moet sê is, ons aanbid 'n God, maar dit is die God wat jy sonder, without superstition, sonder bygelowigheid aanbid. Maar to you sovereign grand inspectors general, to julle klein groepie hier by ons, we say this, that you, en wat is daai woord daar? Nie you will, you may repeat it to the brethren of the 32nd, 31st and 30th degrees. Okay, so as jy uitgekies word, mag jy miskien uitvind wat hy nou gaan sê. The Masonic religion should be by all of us initiates of the high degrees be maintained in the purity of the Luciferian doctrine. So wie is die God van vrymeselary? Albert Pike sê self, dit is 'n stelsel van aanbidding, dit is 'n godsdienststelsel. En die God is Lucifer. Ek sê dit nie, hy sê dit. So as jy deel is van hierdie stelsel of as jy deel wil wees van hierdie stelsel, gaan lees hulle eie boeke en kyk, by the way, as jy Models en Dogma wil gaan koop op die internet, moenie jou geld mors nie, want dit gaan nie die volle weergawe wees wat jy daar kry as jy 33 graadse vrymeselaar is. Die encyclopedie van vrymeselary sê vir ons dat the all-seeing eye, daai alsiende oog wat ons gesien het op daai sertifikaat van William Schnoebelen, is an important symbol of the supreme being, baie belangrik, supreme being, borrowed by the Freemasons from the nations of antiquity. On the same principle, the Egyptians represented Osiris en so voort. Nou kom ons gaan kyk. Wie is hierdie supreme being? Nou, as jy gaan kyk na die tempel self, hierdie is 'n vrymeselary tempel, en jy gaan kyk, wat is die eerste ding wat jy sien van die uitleg hierso? Sien jy die swart en wit? Jy sien, hierdie swart en wit vloer verwys na die Luciferian doctrine. Lucifer kom voort as Lucifer en Satan, die wit en die swart, die skepper en die verwoester, die vroulik en die manlik, die links en regs, op en af. Hy speel al twee kante altyd. En wat hy gedoen het,
in die tuin van Eden, is, hy het gekom na Eva toe en gesê, wat steek die Here van julle af weg? Is hy so wreed dat hy nie alles, nie vir jou toelaat om al die bome, van al die bome te eet nie, wat steek hy weg? So hy sit 'n vraagteken in haar denkwese, in haar manier van, en daarop het hy toe gesê, jy gaan nie sterf nie. Toe gaan hy teen die woord van God en toe sê hy sy eie leerstelling, want julle gaan nooit sterf nie, jy gaan vir ewig lewe soos gehore word ensovoorts. Nou, volgens vrymesselary, dit is Lucifer wat die kennis van goed en kwaad aan die mensdom gegee het, en daardeur het Lucifer die mensdom bevry van God af, want God het ons onder die duim gehou. Verstaan jy hoekom Lucifer nou die God van lig en goed is, en die Bybelse God daai slegte ou wat nie alles vir Adam en Eva wou gee nie. So hulle draai die hele Bybel geloof om, en dis hoekom hulle ook 'n voorskoot dra, want die voorskoot verwys na die kleed van Adam en Eva in die tuin van Eden. Onthou julle wat gebeur het toe hulle gesondig het? Onthou julle dit? Toe het hulle vyeblare probeer maak en so. Nou, hierdie voorskoot wat hulle dra, verwys na die vyeblare. So, ons wil nie die Here se kleed aan nie, ons sal ons eie kleed aantrek. Baie dankie Here, ons het nie jou goed nodig nie. So dit is 'n verwerping van Jesus Christus op die hoogste vlak. So die eerste ding wat jy sien daar is die swart en wit vloere, reg? Baie interessant om te sien, hulle noem die noorde die plek van messelary, die donkerte, messelary donkerte, of messelary, the place of Masonic darkness. En daar, interessant om te sien, daar in die ooste, is the worshipful master, en daar is die groot son met die G in, en hulle sal vir jou sê, dis die G, dit beteken God. Nee, dit beteken nie God nie. Die binnekring weet dat it means generative principle, dat op die hoogste, ek wil nou nie te veel daarin gaan nie, maar it's sex worship at the highest levels. Jesaja 14:12 sê vir ons, hoe het jy geval, o môrester? Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o weldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil omklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van die samekoms, waar? In die uithoeke van? Sien jy hoekom sê die vrymesselary dat die noorde die plek van donkerte is? Want dis waar die troon van God is. So hulle maak die noorde die plek van donkerte. Ek wil klim bo die hoogtes, het die Lucifer gesê, die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Daar's twee opsies. Of jy kyk weste toe en jy word deel van God aanbidding, van Jahwe aanbidding, of jy draai om en jy kyk ooste toe en jy word deel van Satan aanbidding, dit is die son aanbidding. Nou, as jy vrymesselary vat, kan jy duidelik sien, as jy dit langs mekaar sit, kan jy sien dat die tempel uitleg heeltemal teenoorgesteld is van die tempel van God. Absoluut 180 grade, it's inverted. Wat is daai woord in Afrikaans? Omgekeer. Ja, omgekeer. Maar dit is die teenoorgestelde, soos jy kan sien, en daar het jy nog die ooste ook, so dis baie mooi uitgelees, sodat jy dit duidelik kan sien. As jy in die tempel gaan inkyk, hierdie is Albert Pike se persoonlike lodge, die plek van waar hy aanbid het, Albert Pike Lodge 162, daar sien jy, net soos jy instap, sien jy hierdie symbool, en hulle sal vir jou sê, dit beteken, quiet, beteken nie dit nie, dit is die symbool van Horus, die godin, en daar hieronder is die, as jy daar net instap, dan sien jy hier op die vloer iets, en dan lees jy dit, daar staan het, all who read here stand facing the east. So net jy inkom, alreeds het hulle jou vas in sonaanbidding, maar gelukkig weet die meeste mense nie daarvan nie, so, dis seker darem 'n lekker plekkie, kom ons bring die kamera saam, want ons weet nie eintlik waarna kyk ons nie.
Nou die Jupiter tempel. Jupiter is een van die vorms van die songod. Hy het baie name, hy verander altyd sy naam. En Jupiter of die tempel soos jy nou gaan sien, Bacchus se tempel ook. Hierdie is massiewe tempels wat hulle gebou het. Kyk hier onder by die trappe, daar waar die muis nou is. Daar's 'n vrou wat daar staan. Kan jy haar sien daar? Kyk hoe groot is sy teenoor hierdie pilare. Absoluut ongelooflik hoe groot die tempel was. Nou daar's 'n bo stukkie en daai stukkie van die pilare het afgebreek en afgeval. Hier lê hy. Dit is 'n boonste gedeelte van die Jupiter tempel wat uitgeval het of afgeval het. My vraag is, wat sien julle daar? Nie die leeu nie, wat anders sien julle? Kom ek gaan bietjie nader. Wat sien julle? Sien julle dit? Kom ek maak dit nog duideliker. Swastikas. Dit is die simbool van Jupiter. Maar tog is die simbool van Hitler. Nee, Hitler het sy simbool van Paus Pius afgekry. Dis 'n interessante storie op sy eie. Hierdie simbool is die simbool van sonaanbidding. Hitler het 'n baie spesifieke werk gedoen vir die sonaanbidding geloof. Hy was geroep om daai werk te doen wat hy gedoen het. En hierdie simbool, dan sê die mense vir my, gelukkig is dit, die simbool van die nasies was andersom gewees. Hierdie een is so om. Want hulle weet nie dat die Satan links en regs, op en af, manlik, vroulik, swart en wit speel nie. So dit maak nie saak want dit is 'n simbool van die draaiende son. Maak nie saak of hy soontoe draai nie of soontoe draai nie. Dis presies dieselfde simbool, embleem, so om of so om. Daai het jy dit van baie lank terug. Hierdie is van die Romeinse tydperk, honderde jare of voor Christus, 'n paar jaar voor Christus en honderde jare na Christus, lank voor Hitler op die aarde was. Daar kan jy sien, sommige is vierkantig, ander is bietjie meer rond, soos jy daar kan sien. Daar het jy een daarbo van 1500 jaar voor Christus. Hitler moes baie oud gewees het in 1930 omtrent as hy daai ding ontwerp het. Nee, hy het dit glad nie ontwerp nie, dit kom van sonaanbidding af. Nou, as ons gaan terugkyk na Albert Pike se persoonlike vrymeselary gebou en jy kyk op in die plafonne, wat sien jy daarbo? Presies dieselfde simbool, die simbool van sonaanbidding. En ook hieronder, daar kan jy dit sien onder die lamp, bietjie links, daar's hy. Daar kan jy sien dit, daar hang die simbool van sonaanbidding. En ook hier buite op die gebou is die simbool Ra met sy vlerke oop, die songod Ra met sy vlerke oop om ons te beskerm. OK, interessant. Wat sê hulle weer in die ensiklopedie van vrymeselary? Byna geen ander van die simbole van vrymeselary is belangriker in hulle betekenis of meer omvangryk in hulle toepassing as die son nie. So die simbole, baie van hulle het te doen met sonaanbidding. En as jy in die tempel gaan inkyk, wat is die eerste ding wat jy sien? Kan jy dit sien? Die swart en wit. So daai manne wat met hulle klere wat so maak asof hulle baie belangrik is met hulle stokkies en hulle dit en hulle dat, met hulle voorskootjies, dan as hulle daar instap, stap hulle op wit en swart. Wit en swart. Wit en swart. Dit is die simbool van goed en sleg. Kennis van goed en kwaad, nie goed en sleg, kennis van goed en kwaad, goed en kwaad. Good and evil, black and white. En daarmee speel hulle, as hulle nou in die seremonies is. Daar sal jy sien is die eerwaarde meester, die worshipful master. En hy sit in die ooste op sy groot troon. Baie interessant om hier onder te sien, daar's niks daar nie, want dis die plek van die noorde, die messelaars duisternis. So jy kan sien dit uitgelê op hulle kaarte, en jy kan daar se foto, kan jy dit duidelik sien hoe dit uitgelê is. OK, so dis bietjie agtergrond van die geheime organisasies. Nou, wat van die godsdienste? Wat van die gelowe in die wêreld? Wat is die vernaamste van hulle? Baie interessant om hierdie boek te sien. Op die voorblad van hierdie boek is 'n boeddhistiese monk. Wat is 'n monk? Is dit monnik? Monnik. En hy trek daai kraaltjies, dis gebedskraaltjies deur sy vingers.
Is daar nie 'n ander geloof iewers in die wêreld wat gebedskraaltjies deur hulle vingers trek nie? Wat 'n geloof is dit? Dis nie net die Katolieke nie, die Moslems doen dit ook. Is daar kom ons gaan kyk. Gedurende die 1800s het vergelykende godsdienstleerlinge die volgende wêreldgodsdienste toenemend as die mees noemenswaardige erken: Judaïsme, die Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. Tot vandag word hierdie godsdienste beskou as die groot 5 en hulle kry die meeste publisiteit. So daar is die groot 5, ek en jy, ons hoef nie te raai wie hulle is nie. So ons skryf hulle net neer: Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Judaïsme. Dit is volgens die kenners die groot 5 gelowe van die wêreld. Nou indien die Bybel korrek is, sal Rome se invloed in elk van hierdie gelowe gevind word. Is dit waar? Ons het mos gesien, hulle sê die hele wêreld gaan verwonderd agter die dier aan. So dit beteken ons kan koppelings sien of skakels sien tussen Rome en Islam, tussen Rome en Hindoeïsme, tussen Rome en so voorts. Johannes 18 vers 20. Jesus antwoord hom: Ek het ronduit tot die wêreld gespreek en altyd in die sinagoge geleer. En in die tempel waar die Jode en alle kante vergader, en in die geheim het ek niks gespreek nie. Geheim is die deef of die kern van geheim hou is nie Christen nie. As jy iets in die geheim moet doen, daar's 'n verskil tussen konfidensialiteit en geheim hou. Verstaan die verskil? 'n Geheime organisasie, die Here sê dit is absoluut teen wat ek geleer het. Nou met God is daar net een vlak en almal is op dieselfde vlak. Daar's geen geheime nie en alles mag ondersoek word. Ek sê altyd, gaan doen jou eie navorsing. Moenie glo wat ek vir jou sê nie. Moenie glo wat hulle vir jou sê nie. Gaan doen jou. Kom ons kyk, wat sê die Bybel? Kyk self in julle Bybels en sien wat ons hier leer of die waarheid is. Maar met die Satan, met Satan se valse godsdiens, weet 'n paar mense wat die waarheid is oor wie werklik gedien word. Maar hulle weerhou die inligting van die massas. Hierdie inligting word altyd deur geheime organisasies verdoesel. So jy sal altyd, as jy nou deel is van 'n geheime organisasie, sal jy sien jy het 2 of 3 of 4 waarhede en jy moet dan kies watter een moet jy vir die mense vertel. Dit is soos leuns vertel. Jy weet, as jy 'n leuen vertel het, moet jy altyd 'n ander leuen vertel om daai leuen toe te maak. En dis hoe dit gebeur en dis hoe dit gaan. So, my vraag dan is, hoe het hierdie geheime organisasies die groot 5 godsdienste in die wêreld beïnvloed? Kom ons kyk eerstens na die Christelike geloof. Ek wil gisteraand se lesing dan afsluit en ek het vir julle gesê, ons gaan in St. Paul's se kathedraal in. Efesiërs 5 sê vir ons, want vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid en beproef wat die Here wel behaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik om selfs te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word geopenbaar. Want alles wat openbaar word, is lig. En dis ons werk. Ons moet die Here se lig vat en in die donkerte inskyn, sodat die mense wat daarin vas gehou word in hierdie sisteme ook kans het om die waarheid te hoor. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Wonderlike woorde, né? Dis wat ons in hierdie lesings doen. So ek het julle gewys, St. Paul's Cathedral, St. Paulus se Anglikaanse kathedraal, en hoe hy verander is, en hoe hy vandag soos die Vatikaan lyk. Nou ek gaan vir julle invat, hier in hierdie voordeur in, gaan ons bietjie gaan kyk, wat gaan binne in St. Paul's Cathedral? Is dit St. Paulus se kathedraal of St. Paul's se kathedraal? Lyk my julle weet ookie. So ek gaan St. Paul's sê, okay, net
net sodat ons almal verstaan. As ek verkeerd is, ek vra om verskoning. Die rooi nek is maar bietjie jy weet mos, né? Ek ten minste probeer. Hulle het vir my gesê ek moet die hemelse taal leer. Julle sê mos ons gaan die taal in die hemel praat, né? So ek het met 'n Afrikaner vrou getrou om te probeer so lank leer. Nou, ons gaan hier inloop in die kathedraal en ek wil vir jou vra, wat is die eerste ding wat jy sien? Kan jy dit daar sien, die swart en wit vloere? Die eerste ding wat jy agterkom as jy die simbole begin verstaan, onmiddellik sien jy die swart en wit op die vloer. Nou, my vraag is dan, het hulle per ongeluk dit gedoen of nie? En ek sê vir julle, jy moet asseblief mooi luister. Daar's 'n ding wat ek baie ernstig moet of uitbring vanaand, en dit is dat jy asseblief nooit een ding moet vat en 'n leerstelling daarvan maak nie. So jy moenie die swart en wit vat en sê, oh, kyk, as jy nou in 'n kombuis inloop en iemand se kombuis het swart en wit vloerteëls, dit beteken nie hulle is 'n vrymeselaar nie, hoor? Al wat dit beteken is hulle het miskien 'n interessante interior decorator gehad. Maar jy moenie een ding vat en 'n leerstelling maak van dit nie. Maar ons moet dan gaan, al wat die wit en swart vir my sê is, miskien is daar iets, kom ons gaan kyk. Nou as jy instap en jy swaai jou oë na bo, daar bo regs is baie interessant 'n simbool. En die simbool is die Phoenix, die arend wat reis uit die as uit. Dit is die simbool van orde uit chaos uit, orde abka wat ons op daai sertifikaat gesien het. En interessant om te sien, die son bo dit. Het jy op jou Suid-Afrikaanse paspoort gesien hoe lyk ons embleem van ons land met die arend wat reis uit die interessant om dit te sien. Dan kyk jy daar voor, dis nou in 'n Anglikaanse kerk, dan sien jy die IHS en hulle sê vir ons vir die beeste daar buite sê hulle vir ons ISIS, dit staan vir in his service. Maar dis 'n leuen, dit staan nie vir in his service nie, dit staan vir die drie eenheid van paganisme. Isis, Horus en Set. Vader, moeder en kind. Okay? Glad nie wat ons in die Christendom verstaan nie. En ook daar sien jy die son embleem en die son is oralste te sien met daai paganistiese drie eenheid. As jy op die mosaïek kyk wat op die vloer uitgelê is, sal jy sien die sekelmaan met die gesig in. Dit verwys na die paganistiese drie-eenheid. Ons weet van die Vader, Seun en Heilige Gees. En in paganisme het hulle nie Vader, Seun en Heilige Gees nie, hulle het Vader, Moeder, Seun, Isis, Horus, Set. En ook het jy die sterre, die son en die maan. En so hierdie drie word uitgebeeld daar, die maan binne in die son met die sterre, die paganistiese drie-eenheid. Nou dit is in St. Paul's in Londen. Wat doen dit op die vloer? Maar dis nie net al wat jy sien nie. As jy bietjie verder in beweeg, sal jy ook die Joodse teken wat hulle noem die ster van Dawid. Nou as jy die tyd het om deur hierdie lesing te werk, sal jy aan die einde van hierdie lesing besef dat daai ster van Dawid absoluut niks met Judaïsme te doen het nie, maar ons sal nou daar kom. En hoekom is die kruis van Christus binne in die ster van Dawid? Wat doen dit daar? As jy dan opkyk, as jy jou oor swaai na bo, dan sien jy 'n massiewe son-embleem. En dan het jy daai PX, wat die protestante probeer sê, staan vir protestantisme, dit doen so nie. Dit staan vir Osiris, die songod. Dis hoekom dit binnekant die songod is, en dit verwys na die aanbidding van die songod, soos ek gister vir julle verduidelik het. As jy weer dan jou oë na onder toe bring, en jy kyk op die vloer, binne in die swart en wit, sal jy sien, as jy uitleg, van the pentagram, daai 5-punt ster, en hier onder links, jy kan nog daarbo sien as die woorde gospel, en so dit beteken, hierdie is dan uitgelê met sy punt na onder, wat verwys na die bokhorings, bokore, en die gesig van die bok, nog so uitgelê ook. En dan bietjie verder in, dan het jy die simbool van die vrymeselary so duidelik soos daglig, met die G binne, en die son-embleem. En rondom dit het jy die swart en wit. Nou my vraag is, wat op dis aarde maak hierdie
wat hierdie simbole binne in St. Paul's kathedraal. Wat maak dit daar? Het dit enige iets te doen met Jesus aanbidding, ja of nee? Absoluut nie. Maar as jy weet en jy verstaan wie en beheer is vandag van protestantisme, dan maak dit sin. As jy weer opkyk na regs, of hierdie was aan die linkerkant bo, dan sien jy hom daar baie duidelik, vir almal om te sien, die alsiende oog, en onder die alsiende oog is die simbool van vrymeselary, die campus, pastor en winkelhak. En dan as jy nog bietjie vorentoe gaan in St. Paul's kathedraal, dan kom jy by what's called the Whispering Gallery, die fluistergalery. En daar as jy afkyk, enige iemand wat in die okkulte betrokke was, sal onmiddellik besef wat daar uitgelê word. Dit is 'n heks se sirkel. Het jy gesien, hulle staan altyd in 'n sirkel met kersies, of hulle sit kersies, die mense wat deel is, jy het prentjies gesien van dit. Nou, in hierdie sirkels is waar jy die kersse sal sit, en daai geheime godsdienste wat hulle hou, hier binne is waar hulle die sentrale tema doen, en wat hulle moet doen, maar interessant om te sien, die altaar is daar, en dis reg langs die son. Hierdie is sonaanbidding. Maar dis nie net sonaanbidding binne die kerk nie, maar ook op 'n ander vlak. En om dit te verstaan, moet ons dan uitgaan na Stonehenge toe. Weet julle van Stonehenge? Julle het al gehoor van dit? Dit is 'n antieke sonaanbidding sisteem, of 'n plek van sonaanbidding in die VK, Verenigde Koninkryk in Engeland. Daar, 'n paar keer per jaar, kom die Druids, dit is nou die hoëpriesters van sonaanbidding bymekaar, en hulle kom bymekaar by die summer solstice en the winter solstice, wanneer die son doodgaan en dan weer opstaan, daai twee tye in die jaar, kom hulle bymekaar en dan sien hulle, of doen hulle seremonies. Daar kan jy sien, solstice dawns over Stonehenge, Druids, New Ages, etc. Dit is alles oor sonaanbidding. Maar baie interessant om te sien dat die aartsbiskop van die Anglikaanse kerk, van St. Paul's kathedraal, het toe 'n Druid geword, 'n hoëpriester van sonaanbidding. Hy sal een wees van daai manne wat daar staan en deel word van sonaanbidding. Daar sien jy hom nog aangetrek ook in sy kleed. En dan het hy nog die gemoed miskien, om hieronder te sê, if people had actually looked at the words of the hymns and the text used, they would have seen a very Christian service. As hulle net gekyk het, ek weet nie hoekom is die Christene so kwaad dat ek nou 'n hoëpriester van sonaanbidding is nie, want as hulle gekyk het, sou hulle gesien het, is eintlik 'n baie Christelike diens gewees. Jy sien, van vandag is daar amper geen verskil tussen sonaanbidding en Christendom. So, dit sluit dan af die Christelike aspek van gisteraand. Kom ons gaan kyk terug dan na die ander gelowe. Kom ons gaan kyk na Islam. Wat van Islam? Islam is die grootste geloof wêreldwyd. Oorspronklik was dit Katolicisme met Islam tweede. Maar nou die dag het hulle bevestig dat Katolicisme nou 1.2 biljoen, dis 1000 miljoen mense is, en Islam nou 1.7 duisend miljoen mense is. Islam is nou groter en natuurlik magtiger as Katolicisme. Gelukkig is daar geen koppeling tussen die twee nie, nê. Wel, ons gaan nou moet uitvind. Baie interessant om te weet dat alle paganistiese gelowe het wat hulle in Engels noem pilgrimages. Wat is 'n pilgrimage? Pelgrimstog, né? Waar jy teruggaan na Mekka toe, of jy gaan, in Katolicisme kry jy dieselfde. Jy kry mos die pelgrimstog en dan doen hulle die Via Dolorosa en dan loop hulle daar waar Christus geloop het. Presies dieselfde wat hulle in Islam doen. Die islamiese geloof gaan Mekka toe vir die pelgrimstog en daar kom hulle in hulle miljoene bymekaar om Allah te aanbid en die profeet Mohammed te eer.
Nou ek wil net een ding noem en dit is dat ek die grootste respek het vir die moslems. Ek praat nou nie van die mense wat hulle sal opblaas en ek praat nie van hulle nie, ek praat van die gewone moslim op. Jy weet as die Christene die geloof gehad het van 'n moslim. En the dedication, dis 'n interessante woord. As ons net die dissipline gehad het van die moslems, weet jy waar sou die Christendom vandag gewees het? Maar vandag is die Christendom, jy gaan maar een keer kerk toe per week, ook 'n lekker slaapie vang terwyl jy daar is, dat jy ten minste daarna kan aangaan met jou lewe, né? Dis hoekom die Christendom vandag is waar dit is. Maar ek sit nou die dag op die vliegtuig en hier's 'n vrou wat langs my sit en sy het een van hierdie kliekers wat optel en sy 802, 803, 804, 805 en ek kom my nie inhou nie, ek vra vir haar, verskoon my, sy het natuurlik haar moslim klere aan, ek sê vir haar, verskoon, wat doen jy, hoekom tel jy op? Sy sê, my dogter wat langs haar gesit het, is besig om matriek te skryf. En in die moslim geloof, glo ons, dat as jy 'n spesifieke seën wil hê, moet jy 'n spesifieke hoeveelheid gebede opsê. So vir my dogter se onthaalwe, sodat sy sal slaag, moet ek 1200 gebede opsê, voordat ons land. Ek sê, jy beter aangaan, dit is amper daar. Maar is dit nie interessant nie? By die moslems tel hulle hoeveel gebede hulle moet opsê. As jy katoliek is en jy het iets verkeerd gedoen, gaan jy na die priester toe, jy doen jou oorbieg, jy bely jou sondes en daarna sê die priester vir jou, gaan terug en sê 50 Hail Marys op of gaan doen 20 van die of 100 van daai. Kan jy die koppeling sien? Alreeds ons nog nie eens ingegaan nie, maar al twee het daai kraaltjies, al twee het 'n hoeveelheid gebede as jy 'n spesifieke seën wil ontvang, al twee het pelgrimstogte, baie parallelle tussen die twee. So Mohammed Mustafa is gebore in 570 na Christus en het gesterf in 632. Hy vlug na Medina in 622 na Christus, net na Khadija se dood. Baie interessant hier onder links. Mohammed trou met Khadija, 'n Romeinse Katoliek, toe hy 25 was en sy 40. Haar neef Waraka was ook 'n Romeinse Katoliek uit Mekka. So Mohammed die profeet is getroud met iemand van die Katolieke geloof. So daar alreeds kan miskien iets wees. So kom ons vra vir die kenners, wie is Allah? Allah was die maangod. En hy het met die songodin getrou. Sien jy die koppeling nou? Son en maan, die Baal Hadad, daai sekelmaan met die son in. Saam het hulle 3 godinne voortgebring wat die dogters van Allah genoem is. Hierdie 3 godinne is genoem Alat, Al-Uzza en Manat. In die Encyclopedia of Religion word genoem dat Allah 'n pre-islamitiese naam is wat ooreenkom met die Babyloniese Bel. Nou Bel in die Bybel is Baal, die songod, die god teen wie Elia gepraat het daar op die berg Karmel. Nou kom ons gaan terug na Albert Pike, na die Bybel van vrymesselary. Morals en Dogma vertel vir ons dat die gekombineerde sekelmaan en ster of sirkel met ander woorde, verteenwoordig altyd die saamgevoegde son en die maan. So as jy dit in die Rooms-Katolieke Kerk kry, of as jy dit as die simbool van Islam kry, altyd die gekombineerde sekelmaan en ster verteenwoordig altyd die saamgevoegde son en die maan. So daar, net in die simbool van Islam, het jy alreeds daai simbool wat ons in die Vatikaan gesien het, waar hy daai sekelmaan ophou ensovoorts. Maar as jy gaan kyk, dit kom nie net voor daar in Islam nie, maar soos jy gister gesien het, en eergister gesien het, kom dit voor in die antieke gelowe daar, dit is 800 jaar voor Christus. Hier het jy, wat was daai ding, wat was sy naam? Die Baal Hadad, dis reg, Baal die songod,
Baal Hadad, die son en die sekelmaan. En of met 'n ster binne soos Islam, die simbool van Islam, of met die alsiende oog hieronder en dan die sirkel in die sekelmaan, dit verwys albei na die Baal Hadad. Hierso is een ook van die 1500 jaar voor Christus en daar aanbid hulle ook die son en maan. En binne in die son is interessant, is die simbool van Shamash, ook die songod. Maar daar kan jy duidelik sien die ster binne in die sekelmaan en die ster binne in die sekelmaan. En dit maak nie 'n verskil of die sterretjie bo is of onder is, dit verwys net na die manlik en die vroulik ensovoorts. So as jy teruggaan na die Vatikaan toe en hy sit sy broodjie, sy Eucharistie of sy hostie binne in die sekelmaan, daar kan jy sien binne in die monstrance, daai sonembleem is 'n parallel, perfekte parallel tussen dit wat Islam doen en dit wat Katolicisme doen. Of dis Maria in die sekelmaan, of as jy na die Islamiese gebou gaan, dis 'n Moslem tempel, bo op die hek sien jy die sonembleem. Hy wag alreeds met die kruis bo. Is dit nie interessant nie? Nou, kom ons kyk, wat as jy nou om die gebou stap en jy kyk bo, wat sien jy bo op die moskee? Kan jy hom daar sien, die Baal Hadad, die sirkel met die sekelmaan, daai simbool van son en maan aanbidding, sonaanbidding spesifiek. En toe ons ingestap het in St. Paul's kathedraal en ons opkyk na die plafon toe, wat was daar gewees? Onthou julle? Daai groot sonembleem. As jy hier in die tempel, in die moskee, die Moslem tempel ingaan en jy kyk op na bo, wat sien jy daar bo? Kan jy sien, is absoluut presies dieselfde, amper geen verskil tussen die twee nie. Nou, ek wil julle voorstel aan 'n man met die naam van James Shaw. James Shaw, wat ek nou vir julle gaan verduidelik, of ons gaan uit sy boek uitlees, hierdie is James Shaw se inwyding as 'n 33-graadse vrymesselaar. Hy is een wat nie uitgekies is om te weet waar deel hy van is nie. Hy het nie geweet, hy het gedink dis 'n organisasie van philanthropic means, waar hulle geld gee aan goeie organisasies. Hulle gee ons vir die Rooi Kruis en hulle gee ons geld vir die wie ook al. Nou, hy het gedink dis wat hulle doen. Toe skryf hy hierdie boek Deadly Deception by James D. Shaw. Sien jy? Hy het die boek Deadly Deception geskryf nadat hy uitgekom het. Hy het as 33-graadse vrymesselary uitgetree, omdat hy skielik besef het waarvan hy deel was. En hy het hierdie boek geskryf, maar niemand wou dit druk nie. Daar was amper daar was geen drukkery in die wêreld wat sy boek sou druk nie. Toe begin hy navraag, hoekom wil julle nie my boek druk nie? Jy sê alles is reg, maar julle weier om hom te druk. Wat is fout? Hulle sê hier's 'n naam in wat ons nie wil hê moet hier wees nie. Hier's 'n naam in die boek en hy mag nie daar. Hy sê maar wat bedoel jy hy mag nie daar wees nie? By 'n 33-graadse inwydingsseremonie mag daar net 33-graadse vrymesselaars wees. Maak dit sin? Want dit is 'n geheime organisasie, so 32, 31, 30-graadse vrymesselaars mag nie daar wees, want hulle weet nie wat daar aangaan nie. So, by hierdie 33-graadse vrymesselary inwydingsseremonie was iemand gewees, en hy het al die name genoem, en hy het gesê, Billy Graham was teenwoordig. En hulle sê vir hom, daai naam moet uit. Hy sê, maar hy was daar gewees. Hy sê, haal hom uit, dan sal ons hom druk. Toe verander hy in die oorspronklike weergawe die naam na gewilde protestante evangelis of so iets, 'n prominent Baptist evangelist, so iets. En toe druk hulle sy boek. Na die tyd het hy toe kom sê, dit was Billy Graham, maar hulle het geweier om sy boek te druk. Baie interessant, net om te bevestig wat ons gisteraan deurgewerk het. Nou kom ons lees wat sê daai boek.
Elkeen van ons is 'n afskrif van Albert Pike se boek Morals and Dogma, daai een wat ek vir julle gewys het nou. En die Scottish Rite Ring aangebied, so hulle kry 'n ring. Daar is vir ons gesê dat die boek die handboek van vrymesselary is. So hulle kry dit en dit is die boek wat hulle moet leer. Ons is ook vertel dat ons nooit die boek mag verloor nie en dat reëlings gemaak moet word dat die boek met ons afsterwe aan die Scottish Rite teruggegee moet word. Per toeval het iemand nou in Australië se pa skielik dood gegaan en hy kon nie daai reëlings tref nie. Toe sy seun wil daai boek nie in sy huis hê nie en hy sien ek is besig om die navorsing te doen, toe gee hy dit vir my. Dis hoekom ek nou een gekry het. Die Skotse Rite sluit 29 grade in tot by die blou losie of by die blou losie in. Wat die hoogtepunt bereik in die 32ste graad, dis wat ons gesien het van William Schnoebelen. Die York Rite is gelykstaande aan daai 29 grade van die Skotse Rite en op gang langs hierdie weg word dan die Temple Ridder, die Knights Templar genoem. Daarmee saam is die Tempel, die antieke Arabiese orde, adelstand aan die van die mystieke tempel beskikbaar vir die 32ste graad messelaars en tempelridders wat wil deelneem. So net van die 32ste graad mag jy dan deel word van wat hulle noem the shrine, die tempel van vrymesselary. Kom ons luister. Die shrine of die tempel, die vertoonleer van vrymesselary handhaaf 'n baie hoë profiel. Dit is noodsaaklik om 'n 32ste graad vrymesselaar te wees vir 6 maande voor jy in aanmerking kan kom om aan te sluit by die shrine. So dis baie interessant. Dis net die hoogste en jy moet goed gekeer word ensovoorts, want dit is net die room wat daaruit geneem word. Nou kom ons lees wat het gebeur toe hulle die inwydingsseremonie gedoen het. Met die Koran op die altaar het ons plegtige eed verseël in die naam van Allah, die God van die Arabier, Moslem en Mohammedan, die God van ons vaders. Elke schreiner, 33ste graad, knielend voor die Koran, neem 'n eed in die naam van Allah. En in die ritueel erken hy Islam, die bloedvyand van Christendom, as sy enigste ware pad. Nou dink, as deur die verskillende vlakke van vrymesselary kry jy altyd die Koran, die Pentateuch en die Bybel. Daai 3 kry jy. Maar op die hoogste vlak raak hulle ontslaaf van 2. Die Pentateuch weg, die Bybel weg en die Koran bly. En daar moet elke vrymesselaar knie buig en sê Allah is die ware God. Tot Billy Graham, tot Kenneth Copeland, tot Robert Schuller wat elke Sondag preek vir die Christene. Binne in hulle klein binnehofie waar niemand eintlik weet wat aangaan, sê hulle dat Allah die ware God is. Nou kom ons kyk wat gebeur. Binne in daai tempel, as jy nou in die Schreiner tempel ingaan, baie interessant om te sien hulle simbool of onthou jy daai hoed wat William Schnoebelen aangehad het en ek het gesê kyk op sy voorkop, onthou julle dit? Daai het jy dit weer en kan jy dit nou sien die sekelmaan met die ster binne? Daai Baal Hadad en dan bo-op het jy daar's die farao en sien jy bo op die farao se kop, daar wat sien jy daar? Kan jy weer die Baal Hadad sien, maar die een wys na onder en die ander een wys na bo. Dit is manlik, vroulik, swart, wit ensovoorts ensovoorts. Dit is nou hoe die Satan speel. Nou het jy een van daai hoede wat hulle dra en bo staan daar Moslem, Allah. So hulle weet presies wat hulle doen. Jy's net nie veronderstel om dit te weet nie. Kom ons gaan terug na Albert Pike toe. Hy sê die ware naam van Satan. So die naam Satan is eintlik 'n opgemaakte naam so vir die Christene. Maar die ware naam van Satan is Yahweh, God, omgedraai. So volgens die kabbalistiese leerstellings, en onthou dit kom van die antieke tyd af, deur kabbalisties, deur gnostiese en sovoorts, die ware naam van Satan, hulle vat, net soos baie van die gelowiges vandag,
is so heilig op die woord van God. Jy moet nou die regte woord kies. Dis mos nou salvation by pronunciation. As jy nie die woord regop sê, mag jy nie hemel toe gaan nie. Dis eintlik kom van die Satan af. Van hulle vat daai woord Jahwe en hulle keer hom om en hulle sê dis die eintlike naam van Satan. Nou my vraag is, wat is dan die naam van Satan? As dit die ware naam, kom ons kyk, as jy die oorspronklik in soos dit uitgelê is, as jy dit skryf, daar's die naam Jahwe. Jy draai hom om, jy dop hom onderste bo in tipies sataniese vorm, jy druk hom saam en dan spel hy in Arabies, spel hy Allah. So volgens die Kabbalah, volgens die kabbalistiese geloof, is die ware Satan, die ware naam van die Satan, wat? Allah. Nie Yahweh nie, Yahweh omgedraai. Allah. So as jy nou, as Christen, jou knie buig voor die Koran, en jy doen 'n eed, jy lê 'n eed af, op die Koran vir Allah, en jy weet wat sê Morals and Dogma, dit is ongelooflik om te dink dat daai manne dan weer op die preekstoel klim, en dan leer hulle vir die mense oor Christus. Kan jy sien hoe kom daar vandag so baie Christen gelowe is, en die Christene binne in hulle gees weet hulle, daar's iets fout, maar hulle weet nie wat die probleem is nie, want Christene vandag slaap. Protestante wees nie eens meer, hulle moet protesteer nie. 1 Johannes 2 vers 22 sê, wees 'n Heleenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die anti-Kris wat die Vader en die Seun loon. Nou, kom ons kyk na die heilige Koran, the Holy Koran. Nou, jy kry baie verskillende weergawe van die Koran. Ek gaan 'n baie goeie een gebruik. Hierdie een is 'n goeie vertaling, soos die King James of die ou vertaling van ons Bybel, so tipe ding in die Koran. Kom ons gaan lees. Christus, sê die Koran, is die vernedering van die kruisdood heeltemal gespaar. Het jy dit geweet? En asof dit 'n wonderwerk was, is iemand wat soos Jesus gelyk het gekruis is deur die Jode onder illusie. En hulle, Jode, het gespog. Ons het Jesus Christus, die seun van Maria, die apostel van God, in die kennis van God doodgemaak, maar hulle het hom nie doodgemaak nie gekruisig nie, maar dit is gedoen om so te lyk, maar hulle het hom verseker nie gedood nie. Dis wat die Koran sê. Kom ons lees bietjie verder. God is verontwaardig as geglo word dat Christus God self is. Om nie eers van te praat van God skap nie, Christus is nie eers die seun van God nie. Nou, my vraag, liewe broers en susters, as Christene, as jy 'n ware Christen is, kan jy enigstens iets te doen hê met die Koran, as so iets daarin staan? Ja of nee? Hoekom soen hy dan die Koran? Weet jy hoekom? Want vir hom is daar absoluut geen verskil as jy 'n Katoliek is of jy 'n Moslem is. Luister mooi. Vir die pausdom is daar absoluut geen verskil of jy 'n Katoliek is of jy 'n Moslem is. Albei is dieselfde geloof, net op 'n ander manier uitgelê. Albei dieselfde simbole, albei het dieselfde gebede, albei het dieselfde pelgrimstogte, daar's geen verskil nie. En vir die binnekring mense, hulle weet dit is hoekom hy die Koran soen. Anders sou hy dit nie gedoen het nie. Jy sien die paus verklaar, ek sluit my begroting af met hierdie woorde. Hy skryf nou aan die moslems. Ons, dis nou ek as Katoliek, sê die paus, en julle moslems, ons glo en erken die een en dieselfde God. Verskoon my? Doen ons? Ja of nee? Doen die Christene en die moslems dien hulle dieselfde God? Wat dink julle? Absoluut nie. So, miskien ek stem saam met hom, hy dien dieselfde God as die moslems, maar dis nie my God nie. Dis nie die God van die Bybel nie. En daar roep hy nou die dag, dis 2006, roep hy vir onderhandelings tussen hom en die moslems, en jy kan sien, almal is onderdanig, almal het swart of donker gedra. Ek dink die vrou het nie die memo gekry nie.
Maar daar sit hulle op daai koue marmervloer en hierso voor sit hy op sy warm klein podiumpie, want hy's mos nie op hulle vlak nie. Nou, ons het nou gekyk na Islam, ek gaan nou terugkom na Islam toe. Wat van Hindoeïsme? Julle het nou die agtergrond, nou kan ons baie vinniger beweeg. Hindus aanbid die naamlose en vormlose opperwese Brahm, met verskillende name en vorms. Hierdie verskillende aspekte van een wese word gesimboliseer deur die vele gode en godinne van Hindoeïsme. In geen ander godsdiens dra die opperwese, dis daai woord wat ek nou gesê het in die begin, the supreme being, dit is taal wat die vrymeestelaars gebruik, supreme being, die opperwese. In geen ander godsdiens dra 'n opperwese so baie maskers en nooi aanbidding uit in so baie maniere soos in die Hindoeïsme nie. Jy sien, Hindoeïsme is nie soos Christendom waar jy een God het. Daar's baie gode en baie godinne. En jy kan kies watter een, en hulle sê dis alles verskillende aspekte van dieselfde God. Kom ons lees bietjie verder. Die Hindu Ishvara, dis nou die opperheerser, is nie 'n jaloerse God nie. Want al die gode is aspekte van hom. Nou wag 'n bietjie. Is dit dan dieselfde God as die Bybelse God? Wat sê die Bybel? Wat sê dit in Eksodus 34? Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers, 'n jaloerse God is hy. So die Bybelse God is 'n jaloerse God, die Hindoese God is nie 'n jaloerse God nie. Is dit dieselfde God, ja of nee? Nee, absoluut nie. Nou, hoeveel kan daar wees? Jy het goed en jy het jy goed en minder kwaad, goed en minder goed, en dan bietjie minder goed, en dan bietjie minder goed, of is daar goed en kwaad? Jy sien, daar's eintlik net twee opsies. Onder die kwaad het jy baie verskillende bemarkingsplanne, maar is eintlik net een ware God. Die Lord Shiva, dit is nou in die Hindu pantheon, die Lord Shiva, dis hierdie en daai ronde, amper tipe son-embleem wat jy daar sien. Hy is die totaliteit van die bestaan. Luister mooi nou wat sê hulle. Hierdie is van hinduwisdom.info, dis hulle eie dokumente. Hy is die totaliteit van die bestaan. Hy is manlik en vroulik, lig en duisternis, skepping en verwoesting. Kan julle nou agterkom die taal wat hulle gebruik? Links, regs, op, af, swart, wit ensovoorts. So hierdie is definitief nie ons God nie. Luister mooi wat sê hulle. Shiva word vertoon op verskeie maniere. Shiva se ander bekende naam is Yogiraja, Yogiraya, die God van yoga. Nou, miskien in Oudtshoorn is yoga nie so gewild nie. Maar kan jy sê, in Centurion en in Sandton en in Gauteng en in Kaapstad is yoga baie gewild. So kom ons vra, kan jy asseblief vir my sê, wie is die God van yoga? Ek dink dit is 'n goeie plan, kom ons druk die knoppie en vind uit. Daar is geen weerspreking hier nie. Wie sê so? Kom ons kyk hier onder. Anton Zander Levy, dit is die stigter van die Sataniese Kerk. Hierdie is in sy The Satanic Bible op bladsy 60 en 145. Die Satanis homself sê, daar's geen weerspreking hier nie, want Set, onthou jy Isis, Horus, Set en die Egiptiese duiwel, Set is die Egiptiese duiwel en Shiva is die Indiese god van verwoesting. Beide name Set en Shiva is ook gelys in die Sataniese Bybel as die name vir Satan. Helena Petrovna Blavatsky bevestig, ons moet onthou dat Shiva en die Palestynse Baal of Moloch en Saturnus identies is. So, wie is Baal? O ja, Baal is die songod. Wie is die songod? Die songod is die Satan. In die Hindu Ishvara is dit Shiva. Maar jy kry Shiva en jy kry Vishnu. Jy kry Satan en jy kry Lucifer. Albei, swart en wit, manlik, vroulik, op, af, links, regs. En dis waarmee hulle speel. So ons hoef nie te raai nie, ons kan net vir hulle vra, wie is Shiva? Hulle sê Shiva is die Satan, die god van yoga. Bailey sê, dis nou Alice Bailey, sy sê verder dat die oog van God, daai alsiende oog, Shiva, die verwoester is. Onthou,
Shiva is ook die Indiese god wat gelyk is aan Osiris. Shiva is ook 'n sinoniem vir Satan. So daar het ons nou nie meer enigstens vraagteken by wie Shiva is nie. Daar hoor jy dit uit die perd se bek. Amper sê die bek se perd. Daar's nog 'n god in die Hindu pantheon met waaroor ek wil praat vanaand, en daai god se naam is Surya. Sê dit? Surya of Surya, afhangende van jou uitspraak. Nou daar kan jy Surya sien daarbo met sy baie interessant om die son-embleem agter hom te sien, en hy is die een wat met 7 perde deur die lug gaan met sy 2 kop chariot wat hy in ry, en hy's al 2 manlik en vroulik. Baie interessant. Kom ons lees wat sê hulle. In Hindoeïsme is Surya die hoof songodheid. Daar het jy dit. Dit is sonaanbidding. Hy het hare en arms van goud. Sy strydwaans word deur 7 perde getrek en dit stel die 7 chakras voor. Surya Namaskara of die sonbegroeting is 'n welbekende Hindoe manier van aanbidding. En dit word gedoen wanneer die son opkom in die oggend. Shaivites en Vaishnavas erken Surya dikwels as 'n aspek van Shiva en Vishnu onderskeidelik. So daar sien jy dit duidelik dat dit iets te doen het met sonaanbidding. Kom ons kyk wat is hulle simbool. Daar interessant genoeg, dit is van Gods and Goddesses of India. The word swastika comes from Suasti, dit is goed of goeiemôre. So die simbool van Hindoeïsme is die son-embleem, die swastika of die son-embleem. Nou die swastika is duidelik die kosmiese siklusvorm wat ewigheid of oneindigheid voorstel. Dit stel voor dat die wêreld nooit begin het nie en dat dit nooit sal eindig nie. Elke siklus word voorafgegaan en gevolg deur nog 'n siklus. Vir Jains, dit is 'n ander geloof wat ek nie eens vanaand bespreek nie, en nog meer vir die Hindoes en Boeddhiste. Daar kom die Boeddhiste ook by. Is die swastika 'n deel van hulle identiteit? 'n Hand met 'n swastika is hulle amptelike simbool van Jainism. Nee, interessant nie? So daar het jy daai simbool, en as jy terugkyk na die heilige simbole van Hindoeïsme, sal jy daar regs sal jy die swastika sien wat hulle gebruik. En interessant, as ek hoop julle het nie, maar as julle het, sal julle weet van meditasie, en as jy mediteer, dan maak jy mos as verskillende meditasies gebruik, maar die ene, jy sê 'n woord op en jy daai moet dit nie doen nie asseblief, ek gaan nie daaraan gaan nie, maar dit is gevaarlik. Maar daar het jy die simbool van daarbo. En wat sien jy bo op die simbool van Sien jy die Baal Hadad? Die sekelmaan met die dingetjie binne? Oor en oor en oor. Sodra jy die simbole begin uitken, sal jy dit baie, baie maklik vind. My vraag is, hoekom sal Paus Johannes Paulus II 'n heidense priesteres toelaat om die Shiva-merk op sy voorhoof te plaas? Hoekom sal hy dit toelaat? As iemand soos ek die navorsing kan doen en maklik kan sien waar die skakels is tussen die gelowe, hoekom kan al sy mense dit nie uitwerk nie? Weet jy wat? Hy het dit uitgewerk. En vir hom is dit glad nie 'n probleem nie. Want vir hom maak dit nie saak of jy 'n Katoliek is, of jy 'n Moslem is, of jy 'n Hindoe is nie. Maak absoluut geen verskil aan hom nie, want binnekant is dit net 3 bemarkingsplanne van dieselfde sonaanbidding stelsel. En daar het jy 'n foto van Moeder Teresa wat die Hindoe Gandhi vereer. Maar ek dog sy's 'n Katoliek. Jy sien, daar's geen verskil vir die binnekring tussen Katolisisme, Islam en Hindoeïsme. Absoluut geen verskil nie, want al 3 is net verskillende bemarkingsplanne van dieselfde storie. Kom ons kyk na Boeddhisme.
Gelukkig is daar geen koppeling tussen Rome en Boeddhisme nie. Kom ons kyk. Om uit te vind van Boeddhisme moet ek teruggaan hieronder na www.hinduwisdom. Ek moet teruggaan na die Hindus toe om uit te vind van die Boeddhiste. Onmiddellik moet daar mos 'n probleem wees. Kom ons lees. Ganesha, die god van die begin, Lord Ganesha, algemeen bekend en maklik uitkenbaar as die olifantgod, is een van die belangrikste godhede van die Hindu pantheon. Ek dink ons bespreek nou Boeddhisme. Okay, kom ons gaan aan. Lord Ganesha, Here Ganesha of God Ganesha, is die seun van die Lord Shiva. En die godin Parvati. So Shiva en Parvati het gekom, hulle het 'n olifant babietjie gekry, en hy is ook bekend as Ganesha Buddha in Japan. So dit maak nie verskil as jy 'n Hindu is of jy 'n Boeddha is nie. Maak absoluut geen verskil nie. Dis die Boeddha God in Japan. Nou, daai is 'n baie interessante foto en ek gaan nou terugkom na hom toe, maar kom ek verduidelik dit eers so. Ek is 'n fisiese persoon. Die Heilige Gees is nie 'n fisiese persoon nie. Maar of kom ek stel dit so, Boeddha op 'n stadium was ook nie 'n fisiese entiteit nie. Al wat hulle gesien het van hom is sy voetspore in die sand. En daar waar hy geloop het, het hulle gesien, hier's voetspore. En hulle het daai voetspore uitgeken aan sy letterlik die voetafdruk. Daar was karaktereienskappe van die voetafdruk. Kom ons kyk wat was sy voetafdruk se karaktereienskappe. Voordat sy menslike beeld geskep is in die 1ste eeu, was die son as swastika afgebeeld in die Boeddha se voet. Kyk daar op die hakskeen kry jy die een son en daar kry jy die wat in Engels die trident is. Dit is daai simbool van die duiwel. Jy weet mos hy het hierdie 3 vurk ding wat hy dra. En daarvoor het jy dan nog 'n baie duidelike son en op elke toon wat sien jy daar? Swastika, 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 swastika. Jy sien die Boeddha is die songod. En toe hy 'n fisiese entiteit word wat hulle in Engels noem, daai lang fancy woord anthropomorphized, toe hy fisies word, toe kon hulle ten minste 'n ding teken en weet hoe lyk hy en dis waar jy daai Boeddha vet boeddhaitjie kry wat so op jou rak sit, hopelik nie by die huis. Nou hy kom van hier, dis sy voetafdrukke. As jy nou in Hong Kong is, ek het gisteraan, ek het vergeet om die foto in te sit. Miskien kan ek môre aan vir julle wys. Foto's gekyk waar die groot Boeddha wat bo sit, die swastika op sy bors het. Dit is die simbool van sonaanbidding. En daar, as jy teruggaan na Moeder Teresa toe, sal jy sien daar onder links sit sy, daar sit sy. En hier regs, dit hier is die knieg en die bobeen, en daar boontoe, daar is die arm en die kop van die Boeddha. Daar aanbid Moeder Teresa die Boeddha. Want vir haar is daar geen verskil tussen Katolicisme en Islam en Hindoeïsme en Boeddhisme, absoluut geen verskil. Al 4 van hulle is sonaanbidding. Wat van Judaïsme? Nou dis 'n interessante een, want daar's geen skakel tussen Judaïsme en Rome, kan nie wees nie. Wel, om Judaïsme te verstaan, die agtergrond van dit te verstaan, of die simbole ten minste van dit te verstaan, moet ons teruggaan na Bacchus. Bacchus, die Bacchus tempel. Nou, Bacchus is die een van die gode wat hulle aanbid het. Hierdie massiewe tempel, absoluut enorme tempel is gebou vir Bacchus. Nou Bacchus is ook 'n vorm van die songod. Hy is die god wat hulle genoem het die Babiloniese redder, the Babylonian savior. En hy is die god van dronkenskap en partytjies hou, drunkenness and revelry. Wonderlike god om te aanbid, nê. Nee. Dis amper soos hulle hier in die strate doen op 'n Vrydag aand, daai selfde god. Kom ons gaan kyk en dan staan ons hierso. As ek daar staan sal ek omtrent so hoog, omtrent so hoog teen daai pilaar wees. Nou kyk ons hier tussen die pilare op. Nou wat sien jy daar bo? Daar in die middel. Sien jy enigiets daar? Kom ons zoom hom bietjie in. Kom ek maak hom nog duideliker.
En miskien nog duideliker. Wat sien jy daar? Dawid se ster. Weet jy, dis nie Dawid se ster nie, dis Bacchus se ster. Die ster van Bacchus, die dronkgod, die god van dronkenskap. Nou, hulle het die Jode het nou hierdie, of hulle is die Joodse geloof het dit nou aanvaar as die Dawid se ster, maar eintlik kom dit van antieke tyd af, van sonaanbidding. As jy teruggaan weer na vrymesselary toe, jy het daai twee simbole, wat was die campus again? Passer en die winkelhak, daai twee saam, dit is die simbole van vrymesselary. En as ek net twee lyne bysit, kyk, pop, wat het jy? En dit is hoe hulle die simbole versteek, binne in, of reg voor jou, maar binne in hulle eie sisteme. Wat sê JSM Ward, 33 graadse vrymesselaar? Die gelyksydige driehoek, dit is nou daai ene, hierdie gelyksydige driehoek, die equilateral triangle, soos hulle in Engels noem, met die punt na bo, verwys na Shiva. Is dit nie interessant nie? Die duiwel self. Hierdie simbool is bekend aan ons, die messelaars, in verskeie grade, veral die 30ste graad. So onthou jy mag dit vir die 30ste, 31ste en 32ste grade vertel, dat eintlik is 'n deel van Lucifer aanbidding. En dis hoekom op die 30ste graad begin hulle vir jou verduidelik dat daai simbool eintlik die simbool van die Shiva is. En as jy gaan navors, sal jy sien Shiva Satan is. Maar as jy nie jou navorsing reg doen nie, dan sal jy nog nie verstaan waarvan jy deel is nie. Ok, ons is nou by Judaïsme, maar kom ons gaan terug na die godsdiens van sonaanbidding in Hindoeïsme, dan sal jy sien hoe hierdie almal saamvleg. Hierdie is die Hindoe simbool van Surya Yantra. Onthou jy Surya, daai een met die 7 perde, met die sonnembleme? Hierdie is die simbool van Surya Yantra. Wat sien jy? Kom ek maak dit bietjie duideliker, daarso, wat sien jy? En wat van daarso, sien jy hom daar? Jy sien hoe duidelik is dit? Hierdie is sonaanbidding, en hulle het nou die sonaanbidding simbool vir die Jode gegee, en gesê hierso, en hulle sê, dankie, dit is nou die simbool van Dawid, nee, dit is die simbool van die songod op aarde. En as jy in die New Age is, dit is nou Luciferianism op sy hoogste vlak, die New Age is net 'n laerskool vir Luciferianism, hulle train jou daar hoe om alle hoër en hoër in te gaan. Daar op die eerste vlak sien jy daai groot bokkop pentagram met die ore na bo en die gesig na onder. As jy binne-in gaan, sal jy sien daar's die pentagram met die punt na bo, so dis manlik, vroulik, swart, wit ensovoorts. Nou binne is daar nog iets, miskien moet ek dit duideliker maak. Daar's hy. Wat sien jy in die middel daar? Sien jy hom? Die Star of David. Nou baie interessant om te sien, hier onder staan Lucifer. En daarbo is the Father met die alsiende oog. En hierdie is the Son. En hieronder staan daar Divine Human. En hierso 666. En die kern van 666 is die ster van Dawid. Dawid ster. Nee, die kern van 666 is sonaanbidding. Die kern van Lucifer is sonaanbidding. As jy by die Theosophical Society uitkom, die weet nie wat is dit in Afrikaans nie, seker die Theosofiese Society, hierdie vrou het gesê, Lucifer is die woord. Lucifer is die logos. He is the serpent and the savior. It is he who rules the world. Die stigter van hierdie orde. Dis Helena Petrovna Blavatsky. Dit is die embleem wat sy gebruik vir haar orde. En daarbo het jy boonbehalwe die slang wat gekroon word, dit is die slang wat homself eet, wat verwys na die immortality of the soul, verwys dit ook daar het jy die swastika, en in die middel, die kern,
is die simbool van Judaïsme. Eintlik is die son embleem. En as jy enigstens betrokke was in die New Age en jy het engelkaarte gebruik soos ek en my vrou en pendulums gebruik en al daai goed en jy weet nie dat jy dat jy speel met die verkeerde stel engele nie. Jy het ook seker gehoor van tarot cards. En die kaarte wat as jy daai kaarte bind aan mekaar, hierdie is nou satanisties op sy hoogste vlak, daar sien jy dit daar? Dis die embleem wat hulle boop sit. Het jy geweet dat tarot cards uit die Joodse Bybel uitkom? Nee, maar die simbool is dieselfde vandag vir Judaïsme en vir die New Age en vir die satanistiese hoek van die New Age ook. Blavatsky, daai vrou wat gesê het, Lucifer is the logos, the serpent, the savior. Daai vrou sê, die 6-punt ster wys na die 6 magte. Daai 6-punt ster van Judaïsme verwys of wys na die 6 magte of kragte in die natuur. Die 6 vlakke, die 6 beginsels ensovoorts. Met ander woorde 6. Al hierdie priesterheerskappye is afkomstig van die goddelike of hemelse maagd, Maria met ander woorde. Die groot moeder van alle gelowe, die androgeen, die sê die vir Adam Kadmon. So daai Maria, die Vader, Moeder, Seun, paganisme. Dis waar daai moeder Maria is nie Maria net in die Katolieke kerk nie. Maria is ook die moeder van die Hindus en die moeder van Islam en die moeder van Boeddhisme. Gaan lees hulle boeke, jy sal haar daar kry. En vir hom, dit maak absoluut geen verskil nie. Vir hom is daar geen verskil as jy 'n Katoliek is of 'n Moslem is of 'n Hindu is of 'n Boeddhis is of 'n Jood is nie. Want hy is in beheer van daai gelowe en daar op sy in sy binnekring weet hulle dat dit alles deel is van sonaanbidding. Openbaring roep weer die Jode, ek is Jesus, ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. Moenie vir nog 'n môrester wag nie. Ek is die stam van Dawid waarvoor julle so gewag het. En toe Benedict nou die dag in sinagoge was, ek het nou oor die moslems gepraat, ek het sinagoge gesê, ek moes moskee gesê, ek vra om verskoning. Vir die moslems vra ek om verskoning dat ek nou die woorde verkeerd het. Hier sit hy binne in 'n sinagoge, Joodse sinagoge. En daar, weet julle in die menorah, dis mos daai kandelaar wat hulle gehad het in die tempel. Hoeveel kersse opgewees? 7. Maar nie hier nie, hier waar hy by die Jode uitkom, waar daai kandelaar spesifiek gemaak is met die 7, daar haal hy die middelste een uit en hy sit die son-embleem in die middel. Die embleem van die songod. So dis nou 6, die nommer van die sonde en die nommer van die mens ensovoorts. En daar, kom ons gaan terug na moslim toe, daar het jy 'n moslim wat aanbid met die ster van Dawid op sy hoof. So, wat is die verskil, my liewe broers en susters? Absoluut niks. As jy vandag kyk na die Christendom of na die wêreld en jy sien hoe die hele wêreld uitgelê is of uitgesny is, sal jy sien dat die Christendom, Islam, Hindoeïsme ensovoorts alles deel maak van die wêreld. Het ons gesien dat die Christendom onderdanig is aan die anti-kris, ja of nee? Ja of nee? Het ons gesien dat Islam onderdanig is aan die anti-kris, ja of nee? Wat van Hindoeïsme, ja of nee? En die Boeddhisme? En wat van die Chinese, daai wat met die draak speel? En wat van die nie-gelowiges, soos die agnostiese, die wat nie in Christus glo nie, die ateïste? Hoe dink jy het Satan vir hulle 'n net gespan? Met evolusie. Wat is evolusie? Evolusie is die teenoorgestelde. Hulle draai mos alles om. Wat die skepping was in 'n baie kort tyd, is dit nou evolusie oor 'n baie lang tyd. Dis presies die omkering van die woord van God. En nou, en sê hulle, daar's nie meer God nie. No God. Alles het per toeval gebeur, maar wie was die kern wat alles laat gebeur het? Weet jy, sonder die son kon lewe nie op hierdie aarde voorkom nie. Dit was die son
wat lewe gegee het aan die aarde. So daai evolusie is vandag sonaanbidding binne in ons skole. So daai stelsel. Ek het 'n hele lesing. Sy naam is Sun, S-U-N, teen son, S-O-N. In Engels of in Afrikaans, seun van God teen son. Seun teen son. Die evolusie debat wat handel spesifiek oor hierdie en hoe dit vandag net 'n ander bemarkingsplan is om daai stukkie van die wêreld ook vas te vang in sonaanbidding. En die in Afrika wat speel met voodoo en heksery en toordokters, daar het die duiwel hulle ook vas. My liewe broers en susters, die Bybel sê, die hele wêreld gaan verwonderd agter die dier aan. Jy sien, die paus is die enigste persoon in die wêreld wat 'n wêreldevangelis was. Hy kon alle gelowe besoek, Islam en Judaïsme. Hy het die weg voorberei vir 'n godsdienstige nuwe wêreldorde. En weet jy, hulle is reg. En in 1986 het hierdie paus, die vorige paus, al die gelowe bymekaar gebring. En hy het hulle gevra, kom na Italië toe, na Assisi, en verskoon. En daar kan ons almal saam aanbid. En julle sal sien, daar's geen verskil tussen die slangaanbidder en die protestant nie. Tussen die katoliek en die moslim. Tussen die hindoe en die boeddhis. Tussen die Sikh en die jood. En hulle het gekom, luister gou hier. I believe mankind took one giant step towards the uniting of all world religions into one at Assisi, Italy in 1986, where Pope John Paul II gathered all the leaders of the world's major religions to pray for peace. Sien, hulle skuil altyd agter vrede. Dis hulle woord, vrede. Peace, love and unity. Altyd eenheid in vrede. Nooit eenheid in waarheid nie. Die Bybel en God, Jesus Christus soek ook eenheid, maar hy soek eenheid in waarheid. Die mense soek eenheid in vrede. Wat sê die Bybel as hulle sê? Peace and safety. Sudden destruction. Ons is baie naby, liewe broers en susters. Hierdie was baie lank al terug, né? 86 as jy daaraan dink. Maar sien jy, daar sit hulle, al die gelowe sit langs mekaar met die man in wit gekleed daar in die middel. Luister mooi wat sê hy. There were snake worshippers, fire worshippers, spiritists, animists, Protestants. There were snake worshippers, animists, spiritists, Protestants, Buddhists, Muslims, Hindus, North American witch doctors. Almal was daar, al die verskillende gelowe. Luister mooi. As they walked to the microphone to pray, the Pope said they were all praying to the same God. Toe hulle na die mikrofoon toe stap, toe sê die paus vir hulle almal aanbid dieselfde God. Het jy geweet dat die slanggod en die protestante God dieselfde God is? Ja, weet jy wat, hy's reg. Vandag is die God van die katolieke dieselfde God as protestantisme, as jy onderdanig is aan sy woord. As jy onderdanig is aan daai ketting wat hy vashou aan protestantisme, dan is jou God dieselfde God as die boeddhis, dieselfde God as Islam. Luister mooi wat sê hy. And that their prayers were creating a spiritual energy that was bringing about a new climate of peace. John Paul II allowed his good friend, the Dalai Lama, to put the Buddha on the altar in St. Peter's Church in Assisi, and with his monks to have a Buddhist worship ceremony there, while Shintoists chanted and rang their bells outside. The final steps are being taken to form the prophesied world religion before our very eyes. Reg voor ons oë is die dinge besig om te gebeur. En ons as Christene slaap. Ons speel kerk. En hier bring hy almal, en weet jy wat, die leiers van die protestante kerke was ook daar. 13 jaar later het hulle weer by mekaar gekom, en toe sing hulle 'n liedjie vir hom. Wil jy luister wat sê die liedjie? Kom ons hoor. It was great. A great feeling of It was a great excitement, peace. of peace, Unity. of love. Peace, love, and unity. Unity. Yes. Sien jy, is altyd peace, love and unity. Unity. Kom ons luister wat sing hulle. All nations will come and worship before you, O Lord.
Okay, nou wie is daai God? Dis seker Christus. Kom ons kyk. Hier kom hulle. Dan kom maar die verre ooste uit. Worshipping before you, O Lord. Verskillende ambassadeure van die verskillende gelowe in die wêreld. Wat hulle knie buig voor die dier. Luister na die woorde. And all the world in every corner will bow down before you, O Lord. La da da da. Dit, my liewe broers en susters, is Bybelprofesie wat bewaarheid word. Die Bybel sê, die hele wêreld gaan verwonderd agter die dier aan. Soos ek gesê het, na 13 jaar later roep hy daai manne, daai vrouens weer terug. Maar die keer was dit nie na Assisi toe nie, hierdie keer was dit na die Vatikaan self toe, waar jy daai pilaar van sonaanbidding kan sien, waar hulle voor daai pilaar sit, waar hy so mooi helder gemaak is deur ligte, sodat jy hom duidelik kan uitken as jy die simbole verstaan. En kyk, hier kom hulle weer, en hierdie keer is dit nie ambassadeure van die gelowe nie, maar die hoofde van daai gelowe self wat kom. Kom ons kyk. Daar kom hy in. Drie eenheid, hulle verwys daar na die drie eenheid. Daar begin hulle buig. Kyk net langsom asseblief na al die verskillende gelowe wat daar sit. Al die wêreldse gelowe wat daar langsom sit. Kom ons gaan aan. Daar is die Vatikaan self. Dalai Lama homself, hy het ook 'n liggie. Daar kom hulle. Ortodokse. Die monkees, nee, die man. En daar is sommer die moslims ook by. Van die New Age leiers. Verskillende oosterse gelowe. Sien jy hulle ook, die boeddhiste, daai wat in die berge is. Hier is die hoof van die Jode, dis nou die Judaïsme. Kom hulle een vir een, en hulle gee hulle geloof oor aan die anti-Christus. Kyk sy gesig. Hy is baie gelukkig om te sien wat hy daar sien. Jy sien, hulle weet wat hulle doen. Op daai vlak, my liewe broers, julle is nie veronderstel, ek is nie veronderstel om dit te weet nie. Maar as jy 'n bietjie navorsing doen, gaan jy dit presies dieselfde agterkom. Dit is nie baie moeilik om hierdie ding uit te werk nie. Al wat jy moet doen, is jy moet 'n paar kernpunte raak. Soos daai boek, Morals and Dogma, wat jy nie veronderstel is om te lees nie. As jy dit, en asseblief, moenie jou tyd mors om te lees nie, dit is van die moeilikste boeke, ek het myself doodgesukkel net om die ding te lees, dit is, die woorde, dit is satanies deur en deur, moenie jou tyd mors nie, net om te sê, dat dit, die leuns wat daarin is ongelooflik. En daar, dit was nie net in 1999 wat dit gebeur het, hier in 2008, Jewish, Islamic, Buddhist, Jain, Hindu leaders are to meet with the Pope in Washington. Het jy geweet in Washington, toe die paus nou die dag daar was, het presies dieselfde ding gebeur? Ek het net tot sover nie tyd gehad om die video's vir jou te gee nie, by mekaar te sit, dit kom met my volgende reeks. Maar dit het presies dieselfde, elke geloof het 'n ambassadeur gestuur, en hulle het daar gesit, en daar sit hy op sy klein podiumpie, met sy rooi skoentjies aan, en daar ontvang hy elke geloof van die hele wêreld af. The cry for peace in our world is altyd vrede. Calls for religious bodies to come together.
ekumeniese beweging, it exemplifies what must happen all over the world. Daar's geen verskil tussen Boeddhisme en Hindoeïsme, tussen Judaïsme en die Christendom, tussen Katoliek en Jain, absoluut geen verskil vir hulle nie. En daarom sê Paus Benedictus die volgende, luister mooi. In the current international context, the Catholic Church remains convinced that to encourage peace and understanding between people and individuals, it is necessary and urgent that religions, luister mooi, and their symbols be respected. Toe ek dit lees, toe sê ek, daar sê, hoekom roep hy, dat ons na die simbole begin kyk? Weet jy hoekom? Sodat hy sulke prentjies op Time Magazine kan sit. Ek is seker hulle het 'n beter foto van Paus Benedictus gehad. Dink jy nie so nie? Hoekom sou hulle die agterkant van die paus gehad het met daai gebuigde kruis en toe sien ek. Sien julle dit of moet ek dit verduidelik? Hy kyk na die son, maar wat 'n tipe son? Kan jy sien, is amper asof daar, what is a hint in Afrikaans? 'n wenk. 'n Skimp, daar's die woord. Hy skimp asof hy buig. Voor wat? Nie Islam nie, voor die son en die maan. Hoekom sal hy dit wil? Hy doen dit elke Sondag. Buig hulle nie voor die sekelmaan met die sonnetjie in nie? So daar's geen verskil vir hom om aan die voorkant vir Islam se simbool te buig of by die Katolieke mis te buig nie. Absoluut geen verskil, want binne-in is daar geen verskil vandag tussen enige van daai gelowe. My liewe broers en susters, ons lewe aan die einde van tyd, letterlik, as die Here besluit het om die standbeeld van Daniël 2 se toonels te knip, is die tyd verby. En daar in 2007 strek die moslems uiteindelik hulle hand uit na die pausdom toe. Hulle skryf ek dink dit was 138 op die ou einde, moslem skoliere, skryf vir hom 'n brief, en ek het hierdie brief, as enige van julle belangstel, of as julle wil vra vir die brief, e-pos my net, info@homebase.org.za, ek gaan vir hulle vra, hulle moet dit op die skerm sit, vra my, ek sal die brief vir jou stuur, en wat hulle doen in daai brief, die moslems, hulle vat die Koran en die Nuwe Testament, en hulle vergelyk vers vir vers, hoe dat eintlik geen verskil is, tussen die Bybel en tussen die Koran nie. En daar sê hierdie BBC artikel daaronder, hierdie brief, also insists that Christians and Muslims worship the same God, en daar skryf hulle sommer dit met 'n klein lettertjie G ook, sodat jy seker is, jy weet waarvan hulle praat. My liewe broers en susters, ons lewe in ongelooflike tye. En daarna, dit is nou 5de Maart 2008, the Vatican and Muslims are to establish a permanent dialogue. Uiteindelik, na al die jare, het hulle nou oopgemaak en gesê, nou kom ons saam. The Vatican and Muslim leaders agreed on Wednesday to establish a regular official dialogue to improve sometimes difficult relations. Ek lees net wat onderstreep is. Love of God and love of neighbor. Sien altyd liefde, liefde, liefde. Geen teregwysing nie. Nee. Jy kan maar in jou jy hoef nie aan Christus enigstens onderdanig te wees nie. Jy kan Boeddhist bly, jy kan 'n Jain bly, jy maak geen verskil nie. Love God and love your neighbor. Dis alles wat saak maak. Jesus kom nie eens in die prentjie nie. The announcement was made at the end of a 2-day meeting at the Vatican with 5 representatives of groups of more than 200 Muslims who signed the unprecedented appeal to the Pope. Hulle sê, as ons nie nou met die Vatikaan teken as Islam nie, as die moslems nie, gaan die hele wêreld ontplof, daar basies kernoorlog kom. Openbaring 18 sê vir ons, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy roep met 'n groot stem kragtig uit, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels. Dit is nou daai Katolieke kerk, die sisteem, nie die mense nie,
die stelsel. En 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Omdat die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoreer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel gehoor sê, gaan uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie en haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtighede onthou. Die leidige roep, my broers en susters, wat ons nou gelees het in die Bybel van Openbaring 18, is Jesus se laaste oproep, die laaste basuin tot elke individu om uit die valse godsdienststelsels te kom wat die lede van Rome beoefen. Dit is nie 'n aanval op die individu nie, maar God se teregwysing op valse stelsels van aanbidding. Asseblief verstaan dit. Hierdie is 'n moeilike boodskap, is 'n harde boodskap, maar dit is 'n ware boodskap. Net soos ek my dogtertjie of my seentjie moet tugtig as sy in die pad speel waar dit gevaarlik vir haar is en sy wil nie luister nie, moet ek vir haar leer, dit kan nie so wees nie. Dit is wat die Here op die oomblik doen vir die Christene wêreldwyd en sê, kom uit, asseblief, moet niks te doen hê met hierdie stelsel nie. Nou wanneer God ons uit die valsheid roep, dan roep hy ons per definisie in sy waarheid in. Hy lei ons na die hawe wat aan die mensdom gegee is deur hom. Hierdie laaste hawe sal gevul word met mense van alle agtergronde wat staan op die Bybel en die Bybel en die Bybel alleen. Hulle sal Satan se grootste vyande wees. En in die lesing, die finale konfrontasie, vra ons die anti-kris wie hy die meeste haat, omdat dit sal aanwys wie God se ware volgelinge sal wees. Dit gaan interessant wees. Ek gaan nie 'n Bybelstudie doen en sê, daar is die mense wat die Satan haat nie. Ek gaan vir die anti-kris self vra. Wie haat jy die meeste? Sê vir my, wie is die probleem? Jy gee vir my die naam van die organisasie. Wie is die probleem vir jou? En hy gaan vir ons sê wie die probleem is. Asseblief moet nie daai ene misloop nie. Saterdagmiddag gaan ons dit doen. Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte. Dis nou die Ou Testament. Jesus praat van die Ou Testament. Omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Jy sien, as jy die hele Ou Testament deurwerk, sal jy sien die hele Ou Testament verwys na Jesus. Alles verwys na Jesus. Hy het nie gekom om dit weg te neem wat in die ou stelsel was. Hy het dit net gekom om dit te vervul. Niks het verander nie. Behalwe dat ons nou 'n lam het wat geslag is, een keer vir almal. En die wonderlike woord in Engels wat ons moet opsê is whosoever, wie ook al die naam van Christus aanneem, sal gered word. Nie wie ook al, watter ander name of dit en dan, wie ook al, en moenie nou kom en probeer nou dink net soos hier in Kaapstad het ons na die wit mense in daai deel en dan het ons 'n shanty town aan die kant. Daarom moet die wit mense hemel toe gaan en die kleurlinge bietjie een kant toe gaan wees, jy weet, miskien op 'n ander planeet, werk nie so nie, daai woord, luister mooi. Wie ook al, whosoever accepts the name of Christ, he will be saved. My liewe broers en susters, daar is net een ware heiland en dit is ons Here Jesus Christus. Kan ek amen hoor? Amen. Ek hoop vanaand was vir julle interessant en leersaam. Môre aand gaan ons kyk na satellietfoto's van die Vatikaan en van Amerika. Môre aand kyk ons in die Bybel van Amerika in profesie en sien of ons iets daar kan uitvind. Is Amerika in profesie in die Bybel en hoe werk dit?